Weet jy, jy is vanoggend by die beste plek in die teenwoordigheid van Christus Jesus. Amen. Nou soos ouer gewoonte, het ek 'n baie maklike vraag vanoggend. Dis regtig. In Sagaria word daar na 2 stawwe verwys wat 2 spesifieke name het. Wie kan maar hy name van daai stawwe gee? Die staf van 'n herder, hy het 2 spesifieke name. Kom nou, dis regtig maklik. Moet my nou nie so aankyk, Henry. Jy behoort dit te ken. Nee, ek maak 'n grap. Daar word 2 stawwe verwys. Een, die staf van lieflikheid. En dan die staf van samebinding. Dis die 2 stawwe waarna verwys word. En dit is vir my eintlik so mooi waarna hier verwys word, want dit verwys na die lieflikheid van God en die samebinding in die eenheid van God. Baie interessant, né? Die herder se staf wat 2 betekenis daar het. En ek het vanoggend 'n boodskap. God se bedoeling is suiwer. Ek staan al amper 20 jaar in die bediening. En ek kry baie mense wat kom, baie mense wat sê, my God is 'n onregverdige God. My God se bedoelings is nie suiwer nie. En ons kan reg deur die geskiedenis kyk, hoe is die woord van God aangeval en hoe is daar beweringe oor God die Vader, die Seun en die Heilige Gees gemaak. En ek wil vandag vir jou sê, God se bedoeling in alles wat hy doen is suiwer. Alles. God het hierdie wêreld mooi, perfek, volmaak geskep. Met die beste bedoeling veral aan alles wat hy gemaak het, wat hy create het. Hy is die skepper van alles. Hy het alles so perfek gemaak en suiwer gemaak. Hy het geen bedoeling in sy lewe of in sy wese om een van ons te benadeel nie. Jeremia 29:11 sê dit vir my so die mooiste. Hy sê, ek weet watter planne ek vir julle het. God se planne en sy bedoeling is suiwer en volmaak. Sê gou vir die persoon langs jou, God se planne vir my lewe is suiwer en God weet wat hy vir my het. Sê dit vir hom, bedoel dit. Hy sê, want ek weet watter planne ek vir julle het, verklaar die Here. Hier kom God en hy sê, ek het die beste en die suiwerste bedoeling vir jou lewe op aarde. Die beste, die mooiste. Ek wil jou alles gee, volgens wie se wil, God se wil. Planne van voorspoed, en nie van kwaad nie. Planne om julle hoop en 'n toekoms te gee. Kyk hier na ietsie. Is dit nie Vaderhart wat vanoggend hier praat nie? Kyk na enige ouer. Wat wil hy altyd vir sy kinders sê? Net die beste. Hy wil planne van voorspoed vir sy kinders gee, nie van kwaad nie. Hy wil planne van hoop en 'n toekoms vir elkeen van sy kinders gee. Is dit nie so nie? Weet jy, ek kon nooit verstaan hoekom my pa altyd met my beklei het en hoekom hy altyd gesê het, kyk, ek was nou nie een van die voorbeeldigste kinders op skool gewees nie, ek moet sê. Ek was nou nie. Maar my pa het altyd met my beklei, my getigtig. Hoekom? Want hy het die beste planne en die hoop vir my gehad. Hy wou die beste in my voortbring. Is dit nie so nie? Enige ouer wat vanoggend hier sit, is dit nie die beste wat jy wil hê nie? Jy wil altyd hê jou kinders moet beter hê as wat jy gehad het. Is dit nie? Is dit nie 'n vaderhart wat vanoggend hier praat? Is dit nie 'n vaderhart wat sê, my bedoelings is suiwer, opreg en met liefde. Vir wie? Vir jou. God se planne is goed, perfek en liefdevol. Hy begeer net die beste vir jou. Weet jy, dit is God se hart vanoggend. Hy begeer om jou net die beste te gee.
Psalm 145:17. Die Here is regverdig in al sy weë en getrou in alles wat hy doen. Hy sê, hy is regverdig. Nou hoekom dan is dit dat ek en jy voel dat God nie suiwer altyd in sy bedoeling is nie, dat God nie met 'n opregte hart gee nie, ek en jy. Waar lê die probleem? Lê dit by God? Of lê dit by my en jou? Jy sien, toe ek op skool was en as kind was, het ek nie my ouers se bedoeling verstaan nie, want ek wou dit nie verstaan nie. Ek was 'n rebel. Ek het altyd probeer om, as my pa iets gesê het teen sy gesag te gaan. Oom Steven, jy mag maar smaal. Ek kan sien, hy weet presies waarvan ek praat. As my pa gesê het, so, dis sy reëls, ek het altyd vir myself gesê, onthou reëls is daar, en gemaak om gebreek te word. En wie was dit? Sy naam daar agter was Gert gewees. Maar later kom ek agter, dat eintlik al die reëls wat God, of my pa vir my gegee het, het hy met goeie bedoelings vir ons gegee. So kom God, en hy gee vir my en jou reëls, met 'n goeie bedoeling. Nie om jou te straf nie, nie om jou te haat nie, nie om jou te oordeel nie, maar om wat te doen? Om jou op die regte pad te hou, want dit wat hy vir jou beplan het, word gesleutel in sy reëls. Nie waar nie? En waar lees ek sy reëls? In die woord van God. Romeine 8 vers 28, wie kan onthou? So onlangs het iemand uit hierdie gedeelte gepreek. Wie kan vir my sê? Nou kyk julle maar almal my so. Ons weet dat God in alles teen goeie meewerk vir die wat hom liefhet en volgens sy besluit geroep is. Volgens sy besluit wandel. Wat is sy besluit? Hierdie woord van God. Weet jy wat God vir jou in plan het? Wat hy vir jou wil gee, waarmee jy wil seën? Maak 'n bietjie die woord oop. Begin 'n bietjie die woord bestudeer. Begin God soek. Al wanneer ons God soek, is wanneer ons hom nodig het. Wanneer dit goed gaan, haal ons die spaarwiel uit. Maar God sê nee, soek my in goeie en in slegte tye. Soek my in alles. Want jy sien, God se bedoeling in alles is suiwer en rein vir my en jou. Ek en jy is die probleem. Ek en jy is die een wat nie hierdie goed gebruik nie. So rukkie terug, en ek gaan die kinders vra, was die honde-eenheid hier van Middelburg, wat het André Smit hierdie goed genoem? Kom nou julle kinders wat hier was, wat daar was, kom. Wat het hy dit genoem, hierdie goed? Ornamente. Nou kom, ore wat aan niks behoort nie, wat nie wil luister nie. Nou wanneer gebruik jy jou ornamente en begin dit gebruik en oopmaak, sodat God hierdie bietjie in werking kan kry? Was nogal baie interessant, né? Want mooi voorbeeld wat hy daar gebruik het. Een ding wat ek vandag vir jou wil sê, my God is nie selfsugtig, ydel of verwaand nie. Hy is rein en suiwer in alles. My God is die skepper, die onderhouder van die heelal, die almagtige, die volmaakte heilige God. Hy weet alles en doen alles vir jou. Met geen bybedoelings nie. Weet jy, God gee jou alles. Maar die keuse begin by my en jou. God se werk is volkome in almal van ons. Wie sê hy's nie mooi gemaak nie, wie sê hy's nie volmaak geskape nie? Steek gou jou hand op. Ek sê mos as ek in die spieël elke oggend kyk, oh, you're God's gift to mankind. Ek is mos volkome gemaak. Ek kan mos God se skepping bewonder. Nie waar nie? That's me, elke oggend in die spieël. Ek is mos 'n volmaakte skepping in God se hand. Suiwer, is dit nie? Ek sal maar nie sê suiwer nie, né? Maar ek is volmaak geskape. Nie waar nie? My vrou sê altyd, dankie tog, daar's net een soos hy. Amen. Daar sê, want hoekom? God het my gemaak uniek, net soos ek.
Weet jy wat? Jy is uniek en volmaak gemaak. Weet jy dit? Sê gou vir die persoon langs jou, ek is uniek gemaak. Sê dit gou vir hom. Kyk na daai. Nou kyk Hendrie se vriende so. Ja, en dis hy volkome. Hy het jou alles gegee met 'n suiwer hart. God se werk in jou is foutloos. Weet jy dit? Ons sien altyd die foute in mekaar raak. Is dit nie? Jy al gesien? Ek weet hierdie oorlogspyn vir die vrouens so opplak. Dan sê ek, kom vir jy jouself so beplak. God het jou dan mooi gemaak net soos jy is. Weet jy, hy het jou daai ou krappie in die gesig hier. Hy het dit vir jou gegee met 'n doel. Elke merkie. Jy is pragtig en foutloos net soos jy is. Draai gaan na die persoon langs jou en sê, jy is mooi gemaak en foutloos geskape, want jy is geskape na die beeld van God. Ja, het ek 'n ou babbeltjie hierso wat my level hou? Natuurlik. Maar God het jou foutloos en uniek gemaak. Daar is nie nog iemand soos jy. Weet jy jou vingerprint? Daar's niemand wat 'n vingerprint soos jy het nie. Niemand nie. Jy is uniek en foutloos. Jou vingerprint getuig van die uniekheid en die foutloosheid waarmee jy gemaak is. Hoekom wil jy jouself verander? Jy sal gesien, hierdie Hollywood mense, dan gaan hulle vir 'n facelift, en ek weet nie wat al sien, en 80 jaar na alles hang alles hier, want die gewig van alles wat hulle ingepop het, kan hulle meer daar hou nie. Ek sê, ek wil nie verander word nie. Ek wil nie gaan in my hare laat daai of whatever nie. God het my uniek gemaak, net soos ek is. 'n Mooi skepping. Nie waar nie? Ek is trots daarop. Volledig en volkome goed het hy jou gemaak. God het goedheid in jou geplaas. Weet jy dit? Maar ek en jy het die keuse gemaak om onsself te laat bevlek met sonde. Hy is volkome en goed geskape na God, want God het nie foute nie. God is volkome, rein en suiwer, en sy bedoeling vir die mens was dit gewees. Maar ons sien die foute in almal raak, is dit nie? Dit is mos lekker om foute in ander raak te sien, want weet jy wat, dan hou ek almal weg van my eie foute in my eie lewe. Is dit nie so nie? I like blame shifting. Jy al gesien? As ek by die huis kom, die eerste ding wat ek altyd sê, Here, die vrou wat U my gegee het, dis mos Adam se eerste gedeelte wat hy gesê het, is dit nie? Toe daar foute inkom, Here, die vrou wat U my gegee het, my hulp, het nie dit gedoen nie. Nie waar nie? Julle mag dit maar gebruik, man, hè? Ek gebruik dit gereeld, hoor. Kyk nou. Jy is volkome en goed. Hy is die uiteindelike vakman van alles in jou lewe. Wie is die een wat jou volmaak gemaak het? Wil jy die beste vakman in die wêreld sien? God die Vader. Kyk na hierdie skepping. Kyk na hierdie blomme. Weet jy, ek en Mario gister het ons gou gegaan en ons 'n bietjie casting gaan doen, want hy wil my leer cast. Toe sê ek nie, die ou man kan nog, hoor. Nee, Mario. En wie daar kom sit die mooiste voels. Met die mooiste klere vir ons. En ek besef, hierdie God van my het soveel detail en kleur en mooiheid aan die skepping geplaas. Het jy al gesien? En waar vind ek God eintlik so mooi? Is wanneer ek kom op 'n punt in my lewe, en ons vissermanne like dit. Wanneer ons so net kyk na die sonsondergang, wat hy so oor die water lê. Of daar waar jy eenkant net so sit, op 'n stoel, waar ook jy mag wil wees, en jy kyk net op na die mooi kleure van sonsondergang. Het al daai mooi kleure gesien? Weet jy wat? Nie eens 'n foto kan hy mooi beskryf nie. Nie eens 'n persoon kan hy mooi beskilder nie. Want God het alles so uniek en mooi gemaak, want sy bedoeling was suiwer. Vir elkeen van ons. Om net daar te kan gaan sit en dit te kan geniet. 'n Baba se laggie
Wie kan onthou? Want toe sy kind die eerste keer gelag het, het al ma en pa gesien, of oupa en ouma. Hulle is erger hoor. Ek wees net gewaarsku, hulle twee oupa en ouma is erger hoor. As hy kind dit iets, kyk haar, en wat doen hulle? Sê oupa, sê ouma, sê dit, en dan staan ma en pa na, dan kan ons 'n bietjie tyd kry saam met die kinders nie. Nie waar nie? Want oupa en ouma neem ons oor. Weet jy, het jy al na 'n kind gekyk as hy gebore word? Dan kyk jy ouers so na hom en sê hulle, hy is nou maar mooi en volmaak geskape. Is dit nie so nie? Kyk sy vingertjies, kyk sy handjies, kyk sy oë, kyk sy glimlaggie. Dan sien jy wie? God se suiwerheid in 'n klein babietjie. Want wie wat? Jy hou 'n kind vas, waar God se bedoeling rein en suiwer vir die mensdom was. Wanneer hy so gebore word, is hy vlekkeloos, rein, suiwer. En wanneer kom die probleem? Wanneer hierdie ding in werking tree en hierdie goed nie meer werk nie. Dan word hy mooiheid vlekkeloos, op 'n vlek. En 'n mooi vriend, of 'n boodskap aan 'n vriend, het jy al gekom op 'n tyd in jou lewe, waar jy kom, en dan sê die vriend vir jou, ek is so bly God het jou vandag gestuur, want jy het my bemoedig. Jy het my net weer moed gegee. Dis God se doel. Dis God se suiwerheid van sy hart. Jy mag dalk op 'n punt in jou lewe is, waar jy vandag moeg is. Jy mag dalk op 'n punt in jou lewe wees, waar jy sê, weet jy wat, ek voel nie God het my lief nie. Ek voel nie God gee om vir my nie. Kyk na my omstandighede. Ek het vanoggend op pad hiernatoe, luister ek op die radio, na 'n boodskap van 'n prediker, waar hy kom en hy sê, toevallig was hy van Ter Blanche hoor. Ja, nie Eugene de Kok, of wil jy nie, Ter Blanche. En hy sê, weet jy wat, Ter Blanche, waarom hardloop jy weg? Is jy nie dalk Jona nie? Wat weghardloop van die suiwerheid van God, die suiwer bedoeling van God in jou lewe. Want dit is wat Jona gedoen het, is dit nie? Hy het weggehardloop van wie? Van God. Want God se doel was suiwer en opreg. Hy het 'n doel gehad wat hy vir Jona wou gebruik. Hy wou hom stuur na wie toe? Na Ninive toe. Is jy nie dalk vanoggend die Ninive nie? Is jy nie dalk die een wat nie die sonde kan laat gaan nie? Wat God se bedoeling vir jou lewe onsuiwer maak. Die doel wat hy vir jou het afbreek. Moet ek en jy nie dalk vanoggend deur die vis ingesluk word, om vir 3 dae in duisternis te kan sit, sodat ons weer die lig kan sien? Of ek en jy dalk die een, wat vandag loop in Ninive, wat nie kon vergewe nie, wat nie vergifnis kon toepas nie. Was dit nie God se doel met Jona? 'n suiwer doel? Waar hy gekom het en hom gesê het, gaan na Ninive toe. Waar skiel hulle? Sê ek en jy nie dalk Jona nie? Met God se suiwer bedoelings wil ons nie luister nie. Dan vra ons, hoekom is daar foute in my lewe? Hoekom sit ek in 'n donker gat? Hoekom sit ek in hierdie stinkheid? Maar ek wil vandag vir jou sê, daai vis binnekant het gestink. Het jy al die ingewande van 'n dier geruik? Ruik dit mooi en aangenaam? Nee, dit stink. Is sonde mooi en aangename reuk vir God die Vader, die Seun en die Heilige Gees? Nee, dit stink. Roep God nie vandag vir sê, kom uit, my bedoelings is rein en suiwer. Kom sit by my voete. Kom sit vandag en ervaar my. En as ek so na Kersdag dink, wat was God se bedoeling met die geboorte van Jesus Christus? Ons gaan dit herdenk, dis een van die dae. Wat was God die Vader se bedoeling?
Sy bedoeling was rein en suiwer. En weet jy wat sy teksvers som het vir my die mooiste op? Johannes 3 vers 16. Want daar kan ek God se doel sien. God se plan sien. God se suiwerheid sien. Om die mens nog 'n geleentheid te gee. Om vir my en jou nog 'n geleentheid te gee. Maar jy sien, God se doel is suiwer. Hy het geen bedoelings nie. Hy het net goedheid en guns wat hy oor jou lewe wil uitspreek. En hy het gesien, maak nie saak hoeveel reëls ek vir die arme mensdom gee nie. Ek moet my doel, my lewe, my hart aan hulle tentoonstel. En die suiwerheid van my bedoeling, om die mens weer te kom red, deur my seun. Wanneer ons op Kersdag stil staan, wanneer ons op Kersdag herdenk, hoop ek jou doel is suiwer, jou motiewe is suiwer. Jy staan en jy sê, dankie Here vir u seun. Dankie vir hoop, dankie vir redding. Dankie vir nog 'n geleentheid. Maar as ek so na die mens kyk, verstaan ek hoekom God besig is om sy gesig van ons as mens weg te draai. Want hy het sy seun gegee met 'n suiwer, opregte, liefdevolle doel om my en jou te kom red. Gaan kyk na Kersdag. Wat beteken Kersdag vir jou? En ek wil nou nie ingaan oor mense wat Kersdag en dit. Ons is so besig om mekaar te vernietig, dat ons die doel van Jesus Christus se geboorte mis. Hulle is so onderling met mekaar beklei. Is dit sy geboortedag of is nie sy geboortedag nie? Dat die wêreld besig is om mekaar te verskeur. Dat leraars tog belangriker as God word, want dis my opinie. En ons mis die groot doel en die suiwerheid van God deur sy seun Christus Jesus. Daardie doel om Gert weer te kom red. Daardie doel om my nog 'n geleentheid te gee. Daardie doel om sy liefde aan my te tentoonstel. As ek so na die wêreld kyk, is nog 'n dag van wat? Gaan sit, drink, beklei, onmin, twist. In plaas van 'n dag waar ek en jy kan kom en God se suiwer doel in ons lewe kan raak sien deur sy seun. Waar families by mekaar kan sit en vir 'n een oomblik net in vrede by mekaar te kan kom sit. Hy sê vrede aan die wêreld deur my seun. Hoeveel onmin en twist is daar vandag op Kersdag in families? Want ons kan nie die verlede laat gaan nie. Ons kan nie die ou struikelblokke laat vergaan nie. Ons kan nie vergifnis toepas nie. Dan mis ons die doel van God vandag. Ons mis die doel van sy suiwer hart. Ons mis die redding deur Christus Jesus. Wanneer, geliefde, gaan ons God se bedoelings raak sien deur sy seun? Hoe lank wil ons nog vashou aan die wêreld? Hoe lank wil jy nog vashou aan die verlede? Hoe lank wil jy nog vashou aan jou onvergewensgesindheid? Want God se doel en sy suiwerheid van sy bedoelings word in my en jou geopenbaar deur sy seun Christus Jesus. Wanneer gaan jy opstaan met 'n dankbare hart
nou aan God die Vader gaan en sê, dankie Here, vir u seun. Dankie Here, vir nog 'n geleentheid. Dankie Here, vir u liefde, redding en hoop, deur u seun. Wanneer gaan ek en jy 'n ligdraer van daardie suiwer bedoeling van God die Vader word? Wanneer gaan ons dit doen? Wanneer gaan ons die keuse maak? Kom ons maak die keuse vandag. Kom ons maak die keuse hier en nou. En wanneer jy saam met my die keuse maak om te sê, Here, God die Vader, ek sien u bedoeling is suiwer vir my, deur u seun. Mag ek waardig wees aan hierdie geskenk van liefde, u seun, Christus Jesus. En wanneer ons dit doen, weet jy wat? Verander dit my. Verander dit jou. Verander dit die samelewing. Verander dit die gemeente. En sien jy God se bedoeling deur die geskenk van liefde, sy seun Christus Jesus. Ek bid vandag. Ek pleit vandag. Ek pleit met die mensdom vandag. Ek pleit by jou vanoggend dat jy die ware doel en die ware hart van God die Vader op Kersdag sal sien en sal ontvang deur sy seun Christus Jesus. Want sy bedoeling aan die mens was rein, suiwer, liefdevol en opreg gewees. Maar ons het dit vrot gemaak. Maar ons kan dit herstel deur weer opnuut na God die Vader, die Seun en die Heilige Gees terug te keer. Daardie keuse is joune. Amen. Kom ons lei die oë. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons kom en ons erken U vir wie U is, Here. O Here, U is die skepper van die heelal, Here. Here, U bedoeling, U liefde, Here, is so mooi, rein en suiwer en opreg, Here. En tog, Here, is daar so min mense wat die hart van die Vader in hierdie tydperk sien, Here. Here, sal besef, Here, dat daardie geskenk wat ons gaan herdenk, wat sy naam Christus Jesus is, was 'n suiwer en opregte geskenk met die opregte bedoeling om ons te kom red, Here. Here, ek bid vir elkeen vanoggend, Here. Here, dat ons God sal raak sien. Dat ons sy suiwer mooi hart sal raak sien. Here, dat ons op daardie dag, Here, vir hom sal neerkniel en sê, dankie, Here, dat U hierdie mens, hierdie sondige mens wat redding nodig het, Here, kom red het deur U seun Christus Jesus. Mag die opregtheid deur elke kinderhart van U op daardie dag weerspieël word. Mag die wêreld, Here, mag die Christendom, mag die mensdom, Here, op daardie dag die bedoeling van God die Vader nie net sien nie, maar ervaar. Mag die vrede en die liefde van God op daardie dag so tasbaar wees, dat hy soos 'n brandende koolvuur, Here, die ander wat om ons staan, aan die brand sal steek, Here, sodat hulle sal opkyk en die ware hart van God die Vader deur sy seun Christus Jesus en die Heilige Gees aan ons geopenbaar sal word. In Jesus naam. Amen en amen.